Hi julle, ons het die week gepraat oor goed wat met ons gebeur en God gebruik dit om ons geloof te toets en dan die tekens dat jy die toets begin dryf. Nou ek het vir julle vertel, ons karavaan se aircon wat gebreek het en hoe frustrasie dit ons was en op die eind van die dag was dit net die kapasitor wat vervang moes word. Dit was eintlik maar net 'n R75 part. Ek het die ding gestrip en reggemaak. Nou weet jy, een van die tekens dat jy die toets dryf, is dat jy rebels raak. Die rebels is, ek luister net nie meer nie, ek sal nie vir jou luister nie, ek wil my eie pad loop, my eie ding doen. Dan is jy besig om die toets te dryf. Nou ek glo, ek kan enigiets regmaak. Ek het 'n klomp tools en ek kan enigiets regmaak. Ek begin bid en ek vra vir die Heilige Gees, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Ek fokus nie op die probleem nie, ek raak nie kwaad nie, raak nie ongelukkig nie. Ek bly met God praat en dan bel ek hierdie en ek voel in my hart bel die en my vrou sê bel daai en bel die en ek luister na verskillende raad en toe kom ek agter dis die kapasitor en toe ons hom vervang, toe werk hy nou weer. Nou kan jy dink, Johan, jy's my aircon, dis mos nie so groot probleem nie. Ag, dis niks nie, my probleme is baie groter. Dan dink ek jy's heeltemal reg. Daar's ouens wat baie groot probleme het. Baie groter as 'n aircon wat nie werk nie. Jy's dalk siek of jy dalk moeilikheid of jy dalk 'n klomp goeters. Maar dan wil ek jou nou raad gee. Jakobus 1:2 sê, hy sê as moenie wees bly as beproewing jou pad langs kom, want God is besig om jou geloof te bou. Hy toets jou geloof en jou geloof, jy moet volhard. Maar dan sê vers 5, hy sê, as jy wonder wat jy moet doen, as jy nie duidelik is wat jy moet doen nie, gaan vra vir die Here en hy sal vir jou duidelikheid gee. Ander vertaling sê, as jy wysheid kort kom, vra die Here, Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen? Gee my wysheid. Dis kom ek glo, ek kan enigiets regmaak, ek raak nie ongelukkig nie, ek kan enigiets regmaak, want ek vra vir die Here. Nou ek dink, ek wens ek kan mense se harte regmaak. Maar mense se harte is partykeer so verhard, hulle is so hardkoppig. As hulle net nie so hardkoppig is nie, dan kan ek hulle ook regmaak. Sal die Here my help om hulle ook reg te maak. Maar hulle is so hardkoppig. Dan wil ek jou vra, is hardkoppigheid nie dalk juis rebelsheid nie? Hardkoppigheid, ek sal vir niemand luister, ek sal vir niemand se raad luister nie. Jy dryf die toets, jou geloof kan nie gebou word nie. Nou vra ek vir jou, stop bietjie met alles, vra vir die Here, Here, wat wil jy hê? Jakobus 1:5, Here, ek is nie duidelik wat ek moet doen nie. Wat wil jy moet ek doen? Vra vir die Here vir raad. En dan sê die Bybel, die Here gaan nie kwaad wees nie, hy gaan bly wees. Hy wil jou help. Hy wil jou help. Jesus sê, klop en jou sal oopgemaak word, soek en jy sal vind, vra, vir jou sal gegee word. Dan wil ek vir jou vra, moenie die toets dryf met hardkoppige rebelsheid nie. Maar slaag die toets, te vra, Here, wat wil jy moet ek doen? Weet jy, God wil jou help. Dankie dat jy jou geloof bou, dankie dat jy fokus op jou geloof, dankie dat jy fokus op God en nie op jou probleme nie. Jy's 'n great blessing.